My liewe vriende, ons kyk weer na die goeie nuus, die entoesiasme van hierdie groot God wat vorentoe reeds alles besluit het. Met sy voorkennis het hy voor die eeue begin het hy geweet presies wat hy in gedagte het vir die mens in die toekoms en hoe die hele realiteit van sy groot liefde wat hy kom openbaar aan die mens en sy gawes aan die mens, hoe dit gaan ontvou in die jare wat kom. En so, hy skryf alreeds in Prediker 3, vers 11, hy skryf, alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeu in die hart, die ewigheid, die eeu, in die hart van die mens gelê, sonder dat die mens die werk van God kan uitvind. Die mens is so traag om te sien hoe hierdie groot realiteit, hierdie groot liefde van God vir die mens ontvou en wat die groot geskenke is wat hierdie groot God aan die mens kom bied. Nou, ons wil nie te veel daarna kyk nie, want dit is die profetiese woord, maar dit is die woord wat gekom het om aan die mens te openbaar die groot liefde van hierdie God en die rigiditeit van sy redding, verlossing, sy geskenke aan die mens, sodat die mens in 'n volle heerlikheid voor hom kan staan in die laaste dag. Dit is so 'n verborgenheid wat vir eeue en geslagte verborge is, maar hy sê dit is nou aan die mens openbaar. Ons lees selfs in Sagaria 3 vers 8 sê hy, luister tog o Josua, jy wat die hoofpriester is, jy en jou vriende wat voor jou sit. Ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my knegt die spruit laat kom. Ek sal my knegt die spruit laat kom. Hierdie realiteit van Jesus Christus wat hy die spruit noem, was oor en oor geprofeteer. Sagaria 6 vers 12 en sê vir hom dit, so spreek die Here van die leerskare, kyk, daar kom 'n man wie se naam die spruit is en hy sal uit sy plek uitspruit en hy sal die tempel van die Here bou. Hy sal die tempel van die Here bou. Nou, hierdie realiteit van die tempel word duidelik beskryf in Johannes 2, waar Jesus vir die disippels sê, kyk, ek sal hierdie gebou afbreek en in 3 dae sal ek dit opbou. En hulle kon nie verstaan nie. Hulle kon nie verstaan wat hy sê nie, want hy het gepraat van die nuwe tempel wat hy sal oprig. Nie meer die gebou met klip en hande gebou, soos wat hy dit verduidelik in Handelinge 17 nie. Hy sal 'n nuwe tempel vir hom op aarde fabriseer. En hierdie tempel word toe die harte van mense. Dit is so goed om na hierdie realiteite te kyk. Ek wil nie te veel tyd daarmee spandeer nie, maar dit is so goed om te sien hoe dat die verborgenhede ontvou en hoe dat die mens traag is om by hierdie kennis uit te kom, om te aanvaar die groot krag en heerlikheid en redding, verlossing wat vir die mens gekom het, die toerusting. Hy het nie die mens net geroep met 'n ewige roeping nie, maar hy het ook die mens toegerus vir 'n ewige roeping. En dit is daardie toerusting wat ons moet ontdek. Dit het alles aan die kruis gebeur. Die kruis was die grootste verborgenheid wat daar ooit plaasgevind het op aarde. Want in daardie realiteit het hy die mens kom gereed maak om in alle ewigheid saam met hom die ewigheid te deel. En so het hy die eeu
in die hart van die mens gesit, die ewige lewe in die hart van die mens gesit, 'n realiteit waaroor die mens geweldig entoesiasties behoort te wees, dat daar wag vir my 'n ewige erfdeel in die heerlikheid van God. Dit is so groot, as 'n mens dit begin besef, dan vrees jy nie die dood meer nie. Jy besef die dood is net 'n verheerliking van jou eie liggaam. Jy kry 'n nuwe liggaam wat vir ewig gaan bestaan en wat nie meer aan die natuurlike realiteite onderworpe sal wees nie. Maar wat soos God sal wees in gees vir ewig, 'n deel van God. Kan jy dink 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, deur hierdie verbondenheid met Jesus Christus, hierdie realiteit wat aan die kruis plaasgevind het, het ons nou een gees met hierdie groot God geword. En so gaan ons nooit weer in 'n skeiding staan nie. Dit is dalk iets wat ek net moet noem wat so tragies is van ons tyd, dat en ons lees byvoorbeeld in 1 Korintiërs 12 dat die liggaam van Christus is een. Christus is die hoof van die liggaam en ons is almal lede van dieselfde liggaam. Maar daardie liggaam het ons verdeel deur onkunde tot die uiterste toe, en hy word steeds verdeel in steede wat mense tot die kennis moet kom dat dit een enkele liggaam en lede van dieselfde liggaam is, en dat die lede ondersteunend moet wees vir mekaar. So dit is so belangrik dat ons daardie volle eenheid begin besef, dat ons begin luister na die woord van God en dat ons absoluut ons hele kennis en realiteit laat skoei op die woord van God. Nie meer ons eie denke, nie meer die nodelose tradisies van die voorvaders nie, maar die nuwe openbaring van dit wat aan die kruis gebeur het, openbaringskennis. Dit is so belangrik, mense, dat ons tot hierdie nuwe realiteit moet kom en tot 'n groot entoesiasme sal kom vir dit wat in die toekoms vir ons voorlê. Dat ons nie moedeloos word as ons na die natuurlike riem kyk nie, maar dat ons absoluut ons sal afskei van die natuurlike riem en in hierdie entoesiasme kom dat daar is vir ons 'n ewige rykdom voor. Ons het al so baie daarna gekyk hoe dat hierdie groot God dit so duidelik vir ons kom uitspel het, om daardie entoesiasme aan te wakker. Sê byvoorbeeld in 1 Korintiërs 1 vers 5, God het ons verryk in alle opsigte. Hy het rykdomme vir ons wat onbeperk is. En ons kom nog nie by daardie entoesiasme uit nie, net omdat ons nie na die skrifte kyk, net omdat ons wil vasleef aan die ou tradisionele denke. Maar ons moet wegbeweeg daarvan. Ons moet sien hoe dat die skrifte absoluut progressief is. Daar was die dispensasie toe ons sonder 'n wet was. Toe kon sonde nie toegereken word nie. Tweede dispensasie toe kom die wet, en in steede wat die wet ons lewendig maak hy ons dood. Wys vir ons dat daar geen moontlikheid is dat ons uit ons eie pogings tot die volle werklikheid sal kom wat hierdie groot God vir ons in gedagte het nie. Nou dit is daar waar die kerk nog vasgehak het om 'n gedragsverandering te probeer bring by mense. Dit is nie dit wat die skrifte van praat nie. Die skrifte praat van 'n splinter nuwe
skepping wat God gebring het aan die kruis van Golgotha, sodat elke mens moet besef dat deur dit wat aan die kruis gebeur het, is hy nie meer die ou skepping wat aan natuurlike realiteite gebonde is nie, maar dat hy absoluut vrygemaak is van die wêreld en dat hy na 'n nuwe realiteit uitsien. Dit wat sy ewigheid bepaal, dit wat sy nuwe identiteit is in Christus, sodat die ewigheid sy absolute begeerte sal word, waarna hy sal uitkyk dag na dag, en dat die dood nie meer vir jou 'n bedreiging sal wees nie, maar 'n uitdaging of 'n oorgaan tot 'n nuwe realiteit, 'n verhoging deur God, om in 'n wonderlike realiteit te staan, waar jy nooit weer aan natuurlike situasies gebonde sal wees nie, of onderworpe sal wees nie, maar absoluut sal staan in die ontwikkeling van hierdie groot heelal, dit wat God sy plan was van die begin af, dat die mens 'n mede-erfgenaam met Christus moet wees, van die hemelse koninkryk, dit wat oneindig is, wat geen begin, geen einde het nie, dit wat nie aan tyd gebonde is nie, nie aan distansie gebonde is nie, maar absoluut waar die mens in die volle verheerliking van hierdie groot God staan. So dan begin ou kyk hoe hierdie groot God absoluut deur sy skrifte gekom het om ons absoluut te kalmeer van die ou tradisionele godsdiens. En hy sê byvoorbeeld in Romeine 8, luister net daarna vers 1. Hy sê daar is dan nou geen veroordeling meer vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wandel nie meer in die vleeslike denke nie, maar nou in hierdie geestelike denke. Johannes 6 vers 69, ek dink, sê hierdie woord is gees en lewe, dat ons nie meer ons lewe sal skoei op ons ou ondervindinge in die natuurlike nie, maar absoluut sal inkyk, wat sê hierdie handboek van ons? Wat is die idee van God? En absoluut, as jy hierdie realiteite vir jou toeëien, kom jy in die wonderlike versekering dat jy 'n konstante lewe op aarde kan hê, 'n kragtige lewe wat uitsien na 'n groot heerlikheid, al die tyd positief, want hierdie groot God het nie net gekom om in tempels te woon wat met hande gebou word nie, maar hy het gekom om in die harte van mense, hy het die eeu in die harte van mense gelê, die toekomstige eeue in die harte van mense gelê. So dit is so belangrik om te besef dat Christus nou in die mens woon en dat God se gees nou in die mens woon. Dit is so belangrik dat ons na die realiteite sal kyk, dat ons nie meer onderskeid sal sien tussen mense nie, maar almal in die kruisdood van Christus sal sien, dat elke mens dieselfde realiteite ontvang. Nou sê die tweede vers van Romeine 8, hy sê want die wet van die gees van lewe in Christus Jesus, daardie lewe wat hy in die hart van die mens, die eeu wat hy in die hart van die mens geplaas het, hoor net, hy sê wat die wet van die gees van lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van sonde en dood. Daardie wet wat nou ons 'n hele realiteit verander het, die toerusting van God vir 'n ewige lewe, om hierdie God absoluut net
elke oomblik te verheerlik. Ons het reeds daarna gekyk wat die nagmaal beteken, die eetgewoonte van die mens, dat ons met elke ete sal inkyk na hierdie realiteit, voordat ons daaraan deelneem, sal dink hoe dat God vir ons toegerus het en ons gereed gemaak het vir 'n ewige lewe. Hy het ons nie net geroep tot 'n ewige lewe nie, maar ons ook kom toerus. En soos ons dan inkyk in die kruisgebeure, sien ons dat hy het ons gered, geheilig, gereinig en ons gereed gemaak vir die ewigheid. Dat ons in 'n nuwe denkpatroon moet kom. Dis daaroor wat Romeine 12 vers 2 sê, dat julle denke moet vernuwe word. Dit is so belangrik dat ons nie nou nog aan die ou tradisies vaslewe en dink dat ons het enige bydra tot God se groot roeping vir die ewigheid nie. Geen bydra hoegenaamd nie. God het ons gereed gemaak, hy het ons geroep, gereed gemaak, en dit is net vir ons om deur die geloof toe te tree. As jy die realiteite wat hy vir jou geskenk het, aanvaar nie, as jy nie die ewigheid wat hy in jou hart geplaas het, wil toelaat nie, dan verbeur jy die ewige heerlikheid. So dit is so belangrik dat ons weet dat sonde is mee gedeel vir tyd en ewigheid. Ons is gereed gemaak vir die ewigheid, maar ons moet daardie toerusting absoluut begin besing elke oomblik, elke maaltyd moet jy weet dat wat het vir jou gebeur aan die kruis van Golgotha? Hoe jy ingesluit is in God se volmaaktheid, wat hy vir jou gebring het. En alleen deur daardie toerusting vir jouself toe te eien, kan jy in 'n kragtige lewe begin wandel. Dit wat God vir die mens gedoen het, en nie dit wat die mens vir God moet doen nie. Dis die realiteit van die Nuwe Testament. Dit is so belangrik dat ons aanhoudend daarna sal kyk. Vers 3 in Romeine 8 sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, jou eie pogings, daar was nie 'n moontlikheid dat jy daardeur God kon behaag nie, omdat dit kragteloos was deur die vlees. Die vlees kon nie God behaag, daar was nie 'n moontlikheid nie. Daarom het God sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Met ander woorde, hy het die sonde van die wêreld op hom kom neem, sodat sonde nooit weer aan die mens toegesê kan word, of die mens kan veroordeel word deur sonde nie, maar dat die mens nou in 'n absolute vryheid kan staan. Dis daarom wat ons die boodskap van die vryheid verkondig, dit wat God kom doen het, en nie wat die mens moet doen nie. En as jy nie hierdie realiteit vir jouself toeëien en dit begin bedink en naspeur, wat is die grootste, jou poging of die poging wat God kom aanwend het aan die kruis van Golgotha? En dan sien jy dat jy's absoluut met 'n nodelose realiteit besig as jy na jou eie werke kyk. Dis daarom wat toe die Fariseërs vir Jesus vra in Johannes 6 vers 29 dink ek daar rond, vra die skrifgeleerdes en Fariseërs vir Jesus, wat moet ons dan doen om die ewige lewe te beerwe? Jesus sê vir hulle, die werke wat julle moet doen, is om te glo in die een wat ek gestuur het, om te glo in Jesus Christus. Dit was die rede waarom Christus gekom het, om ons gereed te maak vir die ewigheid. En as ons nie daardie gereedheid
wil aanvaar nie, dan is ons besig met nodelose tradisies. So 4de vers sê, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, nie meer na die ou tradisies nie, maar absoluut in die gees van God begin wandel. Dit wat God ons mee kom toerus het. Hy sê in Kolossense 1 vers 12, hy sê, dit is God wat ons kom kwalifiseer het. Dit is so belangrik, dat jy die realiteit van God se werksverrigting sien, en nie meer en nie langer op jou eie poging sal staan, wat jy reeds keer op keer ondervind het, wat 'n nodelose saak is. Elke keer het jy in veroordeling beland, maar nou het hierdie blye boodskap gekom, om jou te verseker, dat God het jou aanvaar, en jou gereed gekry, toegerus vir die ewigheid, 'n ewige heerlikheid, sodat ons nie meer dit bedink, wat in die vleeslike realm is nie. Luister na die 6de vers, hy sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Wat 'n heerlikheid, as jy dink, hoe dat die woord wat gees en lewe is, Johannes 6:63, sê hierdie woord is gees en lewe. As u hierdie woord al die tyd bedink en u toelaat dat hierdie woord ryklik in u begin woon, dan sien u die heerlikheid en die wonderlike entoesiasme wat in u opkom, om te weet, ek kan voor die Here gaan staan met sy toerusting, sy geregtigheid, sy heiligheid, sy verlossingswerk wat hy kom doen het, en sy wysheid, dat ek nie meer in die wysheid van die natuurlike sal staan nie, maar absoluut in die wonderlike toerusting van hierdie groot God, wat my kom liefgehad het, en ons kom red en reinig het, en ons gereed gemaak het vir die ewigheid. Prys sy wonderlike naam. Amen.